na die woord van die Here toe. As jy die woord van die Here saam met u gebring het, wil ek u nooi om dit oop te maak by die eerste brief van Korinte, die eerste brief aan die gemeente van Korinte, wat die apostel Paulus geskryf het. En ons gaan hierdie paar verse saam lees in 1 Korintiërs 6 vanaf vers 12. Terwyl ons die woord van die Here oopmaak nou voor ons, en ons daaruit gaan lees, en die Here self ook dan aan die woord gaan wees, kom ons raak net gou vir 'n paar oomblikke stil, terwyl ons so sit, kom ons buig die hoofde. Here, vanmôre is ons hier om te bely, ons is afhanklik van U. Ons het U nodig in ons lewens, Here. Ons het nodig om die stem van die Vader te kan hoor vanmôre. En wanneer ons die woord lees, dan is U self aan die woord. En ook deur die prediking, Here, waar ons in hierdie gedeelte dan gaan fokus op dit wat in hierdie gedeelte vanmôre aan ons ook neergepen is, dat ons dit sal verstaan deur die verligting van die Heilige Gees. Here, want ons het U nodig in elke faset van ons lewens. En vanmôre wil U dan met ons praat uit hierdie gedeelte. Dankie Here dat ons ook as 'n gemeente, terwyl ons so saam in gebed is, kan bid vir elke ene wat siek is, wat 'n krankheid in die liggaam het, wat dalk vir operasies gegaan het, vir behandeling, wat vanmôre hier saam met ons kan wees. Here, baie dankie dat U aangeraak het, en ons bid ook vir hulle, Here, wat nog besig is met herstel, dat U sal kom volkome kom herstel, en Here, dat U ook vir ons sal seën met gesondheid in die liggaam, maar ook verder, Here, daar in die gemoedstoestand, ook daar kom genesing bring, en daar in ons gees, in ons verhouding met U, ook sal kom genees. Here, ons liggaam, siel en gees smag na die vrede van God vanmôre. So daarom het ons hiernatoe gekom, Here. Nie om vermaak te word nie, maar om aan die voete van Jesus te kan sit, te kan inneem en te kan leer, om te kan gaan doen. Ons dankie daarvoor, Here. Ons loof U wonderlike naam. Amen. Skriflesing is in 1 Korintiërs hoofstuk 6, en ons gaan van vers 12 tot by vers 20 gaan ons met mekaar saam lees. 1 Korintiërs 6 vanaf vers 12. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel. Maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. En God het ook die Here opgewek, en sal ons opwek deur sy krag. Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat die mens doen, is buite die liggaam. Maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop.
verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Baie interessant wanneer ons na die agtergrond gaan kyk, waarom Paulus met hierdie woorde, met hierdie gedagtes na die gemeente toe gekom het, dan gaan ons beter ook verstaan wat daar geskrywe is. Ek wil die aandag fokus op die teksvers van 1 Korintiërs 12 vers 12 wat Paulus geskryf het, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede die een liggaam, al is julle baie een liggaam is, so ook Christus. En ek wil vanmôre dan in die skrif saam met u praat onder 'n tema, die liggaam van Christus as eenheid. Eenheid in Christus word nie deur ons as mens bepaal nie. Die eenheid is in Christus. Hy het die eenheid geskep, nie die mens nie. Hy voeg ons by sy eenheid. Hy is die ontwerper van die eenheid van Christus. Ons kan nie hierdie eenheid bou nie. Ons kan niks doen om Christus as die eenheid te bou nie. Maar ons kan wel hierdie eenheid versteur en ons kan dit van balans afgooi deur sekere sondes in ons lewens. Die Here gebruik hier in hierdie gedeelte deur Paulus 'n metafoor van die liggaam wat die koninkryk van God is. Hy wil hê ons moet dit verstaan aan die hand van 'n liggaam wat ons dan eintlik mos ken, want ons is binne in hierdie liggaam. Die koninkryk van God word dan gesien as die liggaam van Christus. Die skrif verwys ook dan na die koninkryk as die liggaam van Christus. En soos die liggaam verskeie ledemate het, bestaan ook die liggaam van Christus uit verskillende lede. Om die groot prentjie van Christus se kant af te sien, moet ons gaan sien in die woord van die Grieks vir hierdie liggaam van Christus, die Ecclesia, en dit beteken hulle wat aan Christus behoort. En ons kan slegs aan Christus behoort as hy ons deel gemaak het van hom, deur die daad van wedergeboorte. Hierdie verwys nie na 'n spesifieke kerkverband wat nou die Ecclesia is nie, die gemeente van Christus nie. Maar dis al die geredde mense, ongeag in watter denominasie hy ook al sal behoort. Daar is baie kinders van die Here wat in ander kerke is, wat ook deel is van die Ecclesia. Daar is hier in ons gemeente mense wat gered is, wat deel is van die Ecclesia. Dis slegs hulle wat deur Christus weggevoer gaan word, wanneer hy ons gaan kom haal. Lidmaatskap gaan jou nie daai voorreg gee nie. Lidmaatskap in die liggaam van Christus, in die eenheid van Christus. Ons kan dit nie bou nie, ons kan dit nie verwerk nie. Nou soos die liggaam dan verskeie ledemate het, en elkeen funksioneer afsonderlik binne in daardie liggaam, so is ook elke lid in die liggaam van Christus, en hy het elkeen sy eie funksie, soos die gawes wat die Here vir ons gee. Soos Christus dan hierdie eenheid geskep het in homself, moet ons hierdie eenheid as die kinders van die Here bewaar met alles in ons. Dit beteken, ons moet hierdie eenheid beskerm, ons moet dit veilig hou, en ons moet dit gesond hou. Anderste is dit soos 'n menslike liggaam, wat een is met die verskillende ledemate, en een van daai ledemate het 'n siekte of 'n krankheid, dan beïnvloed dit ook die hele liggaam, soos dit ook in die liggaam van Christus. En daarom sê die woord van die Here, ons moet hierdie eenheid bewaar. Want as ons dit verbreek, daai eenheid, dan versteur ons daardie eenheid. Ons kan nou nie uit mekaar gaan nie, want dit is in Christus die eenheid. Maar ons kan daardie eenheid versteur. Die woord van die Here sê vir ons in Efesiërs 4 verse 3, ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Daardie eenheid van Christus
is my en jou verantwoordelikheid om dit te bewaar, veilig te hou, gesond te hou, met die band van vrede. Daar is nie 'n ander manier om dit te bewaar nie. Is om in myself vrede te kan hê. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, en dan dit te bewaar. Ek het gaan kyk wat sê 'n ander vertaling van hierdie vers. Dit is vir my kosbaar om te kyk wat sê die boodskap vertaling van hierdie vers. Hy sê, die Heilige Gees het van ons een hegte span vir God gemaak. Jy's gered, jy's een hegte span vir God. Hierdie een wees en saam wees, moet ons tot elke prys bewaar. Ons moet nie toelaat dat enige iets tussen ons kom wat die goeie verhouding tussen ons bederf nie. Dit is die waarskuwing van die Here na elke kind van God. Ons moet onsself ondersoek om hierdie eenheid te kan bewaar. Die gemeente is deel van die liggaam van Christus. Die kerk is deel van die liggaam van Christus, die wat gered is. En dit funksioneer binne in hierdie liggaam as 'n eenheid met 'n spesifieke doel en taak. Soos die Here deur sy Gees dit wil hê. En hy rus ons toe daarvoor. Nou binne in 'n gemeente is daar verskeie mense wat dan gered is, met verskeie gawes om die wil van God te doen binne in hierdie gemeente op gemeentelike vlak. Dit is hoe God se plan uiteengesit word. Nou sien ons uit die skrifgedeelte waaruit ons gelees het vanmôre, dat die liggaam is ook die woonplek van God se Gees. Die liggaam van die weergebore mens is die tempel van God. Daar staan in 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Liewe kind van God, jy behoort nie aan jouself nie, want jy's duur gekoop deur Jesus Christus. En dit is juist hier waar ons boodskap vandag gaan oor fokus, oor ek en my liggaam as deel van Christus, en die eenheid wat bewaar moet word deur my en my liggaam. Nou daar was 'n groot probleem in die gemeente van Korinthe, eintlik in daardie hele daar groot stad, nou kry ek die woord nie uit nie. Dit is 'n hawe stad gewees, daar was baie mense gewees, en daar was baie dinge wat verkeerd was, maar daar was ook 'n Christelike gemeente. Maar ongelukkig het daar ook van die sondes ingevloei, en Paulus spreek dit baie sterk ernstig aan in hierdie gedeelte. En dit is seksuele losbandigheid. Dit was geweldig in daardie stad gewees. Nou, seksuele losbandigheid word saam met ander dinge geklassifiseer as gruwels vir God. Die woord van die Here sê dit vir ons. Daar in verse 10 sê hy dat vir ons, van 1 Korintiërs 6. Paulus verwys na 10 dinge. Geen oorreders, geen afgodsdienaars, geen egbrekers, geen wellustigheid, geen homoseksuele bedrywighede, diewe, gierigheid, dronkaards, kwaadsprekers, rowers, is geskik vir die koninkryk van God nie. Dis 'n lys van dinge wat hy vir ons sê, as jy hierdie goed in jou lewe bedryf, is jy nie geskik vir die koninkryk van God nie. Jy kan nie dan die Here verheerlik in jou lewe nie. Jy is besig om die eenheid te versteur wat in Christus is. Om te verduidelik hoe ernstig die Here oor sy koninkryk is, verduidelik hy dit in die hand van 'n metafoor van die liggaam van die mens as eenheid tot God. En die sonde, in spesifiek in hierdie geval van hoerery wat bedryf was daar in Korinthe. Jou vriende, ek praat met kinders van die Here vandag. Jy wat sê jy is weergebore. Jy wat 'n ontmoeting gehad het met die Here Jesus Christus. Verheerlik jou lewe God, soos wat die woord van die Here ons leer. Paulus gee hier vir ons 'n paar riglyne
sodat ons kan verstaan hoe die Here ons liggame sien as deel van sy koninkryk. Ons is maklik om te sê, ja, die Here het ons in ons siel en ons gees kom red, kom nuut maak, maar ons is in een liggaam, binne in hierdie liggaam en ek en jy beweeg, maar hierdie liggaam behoort ook aan Christus. En daarom wil ek hê ons moet so 'n bietjie kyk na my liggaam. Dit wat die Here vir my gegee het. Hierdie liggaam wat eendag gaan sterwe, wat gaan vergaan, maar waar ons nou in lewe. My liggaam, liewe vriende, behoort aan die Here. Behoort nie aan my en jou nie. 1 Korintiërs 6 vers 13 wat vir ons sê, die voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander een tot nuut maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. Nou kom Paulus en hy vergelyk dan die koninkryk van God met hierdie metafoor van die liggaam wat een is, die liggaam van Christus en ons doel binne die liggaam van Christus. En hy vat dit verder na 'n ander metafoor toe, wat hy dan ook verder wil verduidelik. Hy sê hierso in vers 13, die voedsel is vir die maag, en die maag vir die voedsel. Die maag wat ons het voedsel nodig, sodat hy kan funksioneer soos wat hy moet. So is die maag dan gemaak om die voedsel te ontvang en die voedsel vir die maag gemaak. Hy sê, maar alles gaan tot niet gaan eendag. Hierdie voedsel vir die maag en nie wat gekoester moet word deur die sonde nie. Ons kan nie sonde in ons liggame toelaat nie. Die feit dat die Here die mens sekere drange gegee het, soos honger, soos seksuele drange, beteken nie dat ons dit kan bevredig soos wat ons wil nie. Die Here het ook dan sy wette daar gestel, hoe om dit dan te bevredig. Dit geld ook vir al die ander welleste wat daar in ons baie keer vassteek, wat ons op verskeie maniere dan wil bevredig. Welleste beteken allerhande sondes wat hier gekoester word hier binne in my verstand, sodat ek dit op my manier reg wil hanteer. Die vers 13 gaan verder en sê, die liggaam is nie vir hoerery nie. Beteken, dis nie om buite Christus vervul te word nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. Hierdie fisiese liggaam moet ons tot eer van die Here gebruik. Enige iets wat ons doen buite die wil van God is nooit tot verryking nie. Soos die maag voedsel nodig het om sy funksies te kan vervul binne die liggaam en die voedsel gemaak is om die maag te voed, so is die liggaam ook tot diens van die Here ook dan gestel. En ons moet ons voed met die woord van God wat in ons kom. Want my liggaam behoort aan die Here. Die tweede gedagte wat hier uitkom is, my liggaam is deel van Christus. Hy behoort nie net aan die Here nie, maar hy is deel van Christus. Vers 15 wat vir ons dan sê, weet julle nie dat julle liggame deel van Christus is nie? Wanneer die Here ons kom red, kom wederbaar, word ons mens in ons totaliteit deel van Christus. Ons behoort nie meer aan onsself nie, ons behoort aan Christus. Hy het ons duur gekoop. 1 Korintiërs 12 vers 12 die teks van oordenking, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Die eenheid van die liggaam kan nie verbreek word nie. Al val my hande en my voete af, dit is nog steeds een liggaam. Dit is 'n liggaam sonder 'n hand of 'n voet of 'n been of selfs sonder 'n kop, maar dit is 'n liggaam. Hy kan nie verbreek nie. So kan die liggaam van Christus nie verbreek word nie, maar versteur word en seer gemaak word. Alhoewel 'n liggaam baie dele het, bly dit een liggaam.
Net soos met die liggaam van Christus. Die eenheid word bepaal deur Christus, nie deur ons nie. Nie deur ons sondige lewens nie. Ons kan dit nie gaan uitmekaar uitskeer en vernietig nie. Net so ook ons liggame is die eenheid en dit behoort aan Christus. Hierdie liggaam wat God my gegee het, behoort aan hom. As ons dan sê dat ons aan Christus behoort, hoe kan ons dan nog in sonde lewe? En ek dink hierdie is 'n vraag wat ons onsself baie ernstig moet afvra. As ek sê ek is 'n kind van God, hoe kan ek in sonde lewe? Gaan kyk wat sê die woord oor sonde. Daar's baie dinge. Ek gaan dit nie eers noem nie. 1 Korintiërs 6 vers 15 wat sê, weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Ek gaan nie my liggaam stel tot bevrediging van buitekant Christus se wil nie. Deur met sonde om te gaan, versteur ons dan die liggaam van Christus. Ons is eintlik dan besig om ons los te skeer van die liggaam van Christus. Want kyk wat sê 1 Korintiërs 6 vers 16 en 17. Of weet julle nie weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee sê hy sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang is een met die Gees. Wanneer ons gered word, dan is ons in die eenheid van Christus wat ons moet bewaar. Maar wanneer ek my gaan aanhang na die buitekant toe met sonde, dan is dit of ek my wil wegskeer van die liggaam van Christus af. Ons liggame behoort aan Christus. Nie omdat ons dit besluit het nie. Of omdat ons dit vir Jesus gegee het nie. Maar hy het duur betaal vir ons liggaam, siel en gees. Vers 20 wat vir ons sê, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en julle gees wat aan hom behoort. Dit is 'n opdrag van die Here, dat ons met ons liggame hom sal verheerlik met dit wat ons doen. Liewe vriende, my liggaam is verder 'n tempel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het by wedergeboorte in die liggaam kom woon, sê die woord. Vers 19, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. God die Vader het vir ons hierdie liggaam gegee, deur sy wil, en toe hy geskep het. God die Seun het die mens in totaliteit verlos en deel gemaak van sy liggaam in ons totaliteit. God die Heilige Gees woon in ons liggame en maak ons ware tempels van God. Daarom kan die kind van God nie sy liggaam oorgee aan immorele waardes nie, aan die immoraliteit van hierdie lewe nie. Die tempel is vandag nie 'n gebou nie. Die tempel van God is die weergebore mens. Die Heilige Gees wat in ons woon. 'n Tempel, kerkgebou, sinagoge, noem dit net wat ons wil, is 'n gebou. Dis 'n plek waar mense bymekaar kom om hulle godsdienst te bedryf. Ons kom hier bymekaar in hierdie kerkgebou om die Here te kom aanbid as kinders van die Here. Dis hier waar ons bymekaar kom. Daar is baie mense wat die gebou meer eer as die liggaam. Gaan kyk maar by baie ander gelowe. En ek het al agtergekom in ons kerkie, is daar mense wat meer heiligheid koppel aan die gebou as aan hulle self. Die gebou is heilig. Dit beteken hy's afgesonder vir 'n doel. Dit is vir aanbidding tot die Here. Dis al wat die heiligheid beteken van 'n gebou.
Hy's afgesonder, dis wat heiligheid beteken. Afgesonder vir 'n doel. En hierdie gebou is afgesonder vir aanbidding teenoor tot die Here. Ons kan slegs die gebou ontheilig wanneer ons in ons liggame ontheilig is. En ons kom hier in. Sien die belangrikheid wat Christus vir ons wil kom wys van hoe belangrik is ons liggame. Soos die liggaam bestaan uit verskeie lede, moet ons waak dat alle dele dan ook rein voor God is. Deur dat ons die liggaam besoedel met sekere dinge, soos met dwelms, met alkohol, drank, met rook, tabak en hoerery, bring ons oneer aan hierdie tempel van God. Baie meer as aan 'n gebou. Die Here sê my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Laastens, my liggaam is heilig vir die Here. Hierdie liggaam wat die Here vir jou en vir my gegee het, is heilig. Vers 12 sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die Here het ons liggame geskape. Hierdie liggaam sal vergaan, want ons is onderworpe aan die sondige natuur waarin ons lewe. En daarna gaan ons 'n verheerlikte liggaam kry. Hierdie liggaam verswak, hierdie liggaam word ouer, hierdie liggaam word ook siek. En alhoewel dit gebeur, moet ons hierdie liggaam versorg, omdat dit aan Christus behoort. Alles in die lewe is daar vir ons. Alles is my geoorloof. As alles vir my. Die Here het ons alles gegee, vrylik, maar nie alles is goed vir my nie. Daarom moet ons onderskeidingsvermoë hê deur die woord van God. Wat is nuttig ook vir my liggaam? Christendom bestaan nie uit 'n lys van moeds en moenies nie. Die Here het nie vir ons 'n moeds en ja, hy gee vir ons riglyne in sy woord. Hy gee vir ons wat die waarheid is en wat die valsheid is. Maar ons staan om te kies. Hy forceer ons nie om daardie lys van dinge te doen nie. In Christus is die mens vry. Dit beteken nie dat ons vry is om in die sonde te kan omgaan soos ons wil nie, maar ons is vry om te kies om die regte dinge te doen. Ons volg nie reëls om die regte dinge te doen nie. Want dan doen ons dit nie met ons harte nie. Dan doen ons dit nie om die Here te verheerlik nie. Ons moet doen wat die wil van God is. En ons moet sy wil gehoorsaam wees. Die woord van die Here leer ons dit wat nuttig is en dit wat nie nuttig is nie. Maar dit keer ons nie om die verkeerde te doen. Ons is 'n mens en ons kan die verkeerde doen. Maar daarom sê die Here bewaar. Die gevaar is dat wanneer ons kies om die verkeerde te doen, dit altyd sal lei na ongelukkigheid, verlies aan vreugde, hartseer, verbitterheid en skeurings. In Korintiërs 6 vers 12, alles is vir my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Dis 'n keuse wat Paulus gemaak het. Ons weet baie goed wat reg is en wat verkeerd is. Praat met kinders van die Here. Ek en jy weet wat is reg en verkeerd. Die vraag is vanmôre, waardeur word jy en ek beheer? Deur God se woord en sy gees, of deur die sondige, welleste drange van my eie begeertes? Die woord van die Here het vanmôre na ons gekom. Ons liggame behoort nie aan ons nie, maar ons liggame behoort aan die Here Jesus Christus.
Ons liggame is deel van Christus. Ons liggame is so ver as die tempel van die Heilige Gees van God. En daarom moet ons die liggaam geheilig wees, of die liggaam moet geheilig wees vir die werk wat Christus van ons verwag. Apostel Paulus skryf in die brief van Romeine, en hy begin daar in die 12de hoofstuk, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is maar net julle redelike godsdienst. Dis wat God van ons verwag. Wanneer hulle daai offerdier op die altaar gesit het, was hy dood. Die Here sê ons moet 'n lewende offer vir hom wees. Ons moet ons lewe vir hom opoffer en lewe vir hom. Heilig aan die Here, wat hom sal welbehaaglik wees. Dis maar net redelik, sê die Here. Die liggaam is baie meer werd as wat 'n dooie gebou is vir die Here. Ons moet nie fokus op dinge wat ons dink God gelukkig sal maak nie. Ons moet fokus op dit wat God belangrik ag. En dit is wat hy in sy woord sê. En vanmôre het hy gepraat oor die liggaam as deel van sy koninkryk. Efesiërs 4 vers 3 staan daar geskrywe, ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Liewe vriende, dis 'n ernstige soeke, 'n ernstige strewe, ongeag wat om my aangaan. Alles is daar vir my, maar nie alles is nuttig nie. Paulus sê, ek sal my nie deur ander goeders laat beheer nie. Daarom het hy gesê, ernstig strewe, daarna strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, veilig te hou, met die band van vrede. Daar is nie 'n ander manier nie, as om vrede van God te openbaar nie. Hoe bewaar 'n mens hierdie vrede? Dis nie prakties. Hoe bewaar ons hierdie vrede? Kyk wat sê Paulus in 1 Korintiërs 6 vers 18. Vlug vir die hoerery. Vlug weg. Hardloop weg. Die Woordeboek, ek het gaan kyk na die Grieks. Wat sê hy daarso? Dit beteken om weg te hardloop. Letterlik en figuurlik. Van die versoekinge, van die welleste, hardloop weg. Soos ou Josef van ouds weggehardloop het vir Potifar se vrou, wat hom wil mislei het. Hy het weggehardloop. Dit impliseer om te vermy, om te vlug, om weg te kom van daardie begeertes. Liewe vriende, dis die woord van die Here, wat tot u en my kom spreek, met ons liggaam, siel en gees, dat ons die Here sal verheerlik, nie net met ons gees nie, maar ook met ons liggame, dat daar 'n balans sal wees in ons lewens, in ons aanbidding deur die Gees, deur ons gemoed, ons siele en deur ons liggame. Mag die Here ook vir u kom seën, nie kom verheerlik ook, deur sy woord. Amen. Here, baie dankie, dat ons na die woord kon kyk, vanuit die oë en die perspektief van God af. Wat u verwag van ons ten opsigte van hierdie liggaam. Ons weet, Here, hierdie liggaam behoort aan u, want dit is deel van u. En u het in hierdie liggaam gekies om te kom woon, nie in 'n gebou nie, maar in hierdie liggaam. En daarom moet hierdie liggaam heilig wees vir u, afgesonder vir u diens, tot heerlikheid van u naam. Here, seën ons nou, waar ons ook uit mekaar uitgaan, seën ook ons saam is hier agter, Here, sodat u verheerlik mag word. Amen.